Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. For his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world, in the things that have been made. So they are without excuse. For although they knew God, they did not honor him as God or give thanks to him, but they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened. Claiming to be wise, they became fools, and exchanged the glory of the immortal God for images resembling mortal man and birds and animals and creeping things. Therefore God gave them up in the lusts of their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves, because they exchanged the truth about God for a lie, and worshipped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. For this reason, God gave them up to dishonorable passions. For their women exchanged the natural relations for those that are contrary to nature. And the men likewise gave up natural relations with women and were consumed with passion for one another, men committing shameless acts with men, and receiving in themselves the due penalty for their error. And since they did not see fit to acknowledge God, God gave them up to a debased mind, to do what ought not to be done. They were filled with all manner of unrighteousness, evil, covetousness, malice. They are full of envy, murder, strife, deceit, maliciousness. They are gossips, slanderers, haters of God, insolent, haughty, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, foolish, faithless, heartless, ruthless. Though they knew God's righteous decree that those who practice such things deserve to die, they not only do them, but give approval to those who practice them. Goeiemôre Ligpunt. Dit is lekker om weer te kan preek vir julle in ons burgerskapreeks. Ek het so 'n bietjie van 'n para in die keel, so verskoon my. Maar vir die wat my nie ken nie, my naam is Johan van Aswegen en ek gaan ons verder vat in ons burgerskapreeks waaroor ek baie opgewonde is en die terugvoer wat ons kry en net hoe relevant dit is vir ons bestaan in Suid-Afrika. Ek is opgewonde om vanoggend nog net verder daaroor te praat. As ons daaraan dink in hierdie verkiesingstydperk, dit is so. Dit bring nie die beste uit ons uit nie. Ons vergeet vinnig, ons is nie eerste Suid-Afrikaners nie, ons is eintlik eerste hemelse burgers en alles wat daarmee saamgaan. Ons voel en ervaar in hierdie tyd baie vrees, selfs ons is kwaad, ons is onseker en ons is verseker baie pessimisties. En so ek dink in 'n reeks soos hierdie, dit is so goed vir ons om in hierdie tyd te onthou. Daar is 'n ander toekoms vir God en sy kinders as die wêreld waarin ons nou lewe. Hierdie wêreld se toekoms en ons rol hier en nou, dis goed om hierdie goeders te onthou. Ons moet hoor wat ons hier voorgeroep is, sodat ons juis in 'n tydperk waar almal angstig is om ons, sodat ons kan anders lyk as die ongelowige Suid-Afrikaners om ons. Want ons het 'n groter, dieper, mooier hoop. En so ek wil vinnig net weer opsom alles wat ons al bespreek het in die reeks en vir julle 'n klein smaakie gee van wat kom. Hier's 'n vinnige opsomming van die reeks. Kyk gou saam met my. Ons het gekyk na hemelse burgerskap, wat dit beteken juis om 'n hemelse burger te wees. En dan al die gees. Ons is geroep tot gebed, getrouheid, 'n gelowige gesindheid laasweek. En vanoggend kyk ons na die hemelse burger as ons is gewaarsku. Volgende week kyk ons na ons getuienis,
na gemeenskap en na gehoorsaamheid. En so al hierdie aspekte en al hierdie tekste wil ons dieper vat in wat dit beteken om 'n hemelse burger te wees in 'n gebroke Suid-Afrika. Soos julle kan sien, ons is vanoggend by gewaarsku. Ons is as hemelse burgers gewaarsku oor die wêreld waarin ons geloof moet uitlewe. Ons is gewaarsku oor die sonde wat ons om ons sien, die sonde wat ons in ons sien, en ons is gewaarsku oor die implikasies daarvan. Dis waaroor vanoggend gaan. As ons met een voet in die hemel sit, want Jesus se bloed verseker vir ons 'n plek daar, dan het ons nog steeds tog ook een voet op die aarde. Ons moet wag vir hom om terug te keer. Ons moet wag vir hom om terug te kom. Vanoggend se preek wil so 'n bietjie ons aandag rig na die voet toe wat nog steeds hier op aarde is. Eenvoudig gestel, hoe moet ons die gebrokenheid van die wêreld om ons verstaan? Hoe lyk dit om met een voet op hierdie aarde te lewe, gegee sonde en die gebrokenheid wat ons om ons beleef? Romeine 1 wil in dit inpraat. En so kom ek bid vir ons, en dan vra ons dat die Here ons ryklik sal seën met God se woord vanoggend. Kom ons bid saam. Almagtige God, Papa Vader, kom en praat met ons deur die woord. Ons kort hierdie sielskos, ons kort perspektief, ons kort herinnering van wat eintlik die waarheid is. Kom en maak ons harte oop om te ontvang dit wat U vir ons wil sê. Ons bid hierdie dinge in Jesus naam alleen. Amen. Van julle sal onthou van die tsunami wat in 2004 meer as 200,000 mense doodgemaak het. Veral, en dit was eintlik net in Phuket in Thailand. Maar die tsunami het meer as 12 lande getref: Indonesië, Sri Lanka, India, Maldives. Thailand het die grootste skade beleef. Ek wil gou vir julle 'n kort videoklip wys van hoe dit gelyk het oomblikke voor die tsunami getref het. Dit is is nie 'n fancy video nie, dis eintlik net 'n home video wat iemand toevallig geneem het op die dag toe die water teruggetrek het. Dis bietjie hy wankel oral, hy het net 'n kamera in sy hand. Maar dis eintlik skaarse videomateriaal want min mense het daai dag oomblikke voor die Thailand sulke video's kon neem. En ek wil weer net 45 sekondes wys van hoe dit gelyk het oomblikke voor hierdie tsunami getref het. Hugo, sal jy vir ons probeer opsit asseblief? Dit is eintlik 'n 5 minute lang klip en teen die einde van die video hardloop hulle almal net. Hulle hardloop net. Maar jy kan sien in die video almal speel. Al die nuusberigte het gewys, so min mense het geweet van wat 'n tsunami is en die tekens daarvan. Mense het gaan speel in die koraalriwe, hulle het gaan kyk na die visse. Hulle het na die golf toe beweeg, want hulle het geen idee gehad wat kom nie. Jy sien hoe speel die kinders, jy sien mense op hulle handdoeke met 'n cocktail in die hand, lekker vakansie in Thailand. Geen idee van wat dit beteken dat die water so ver teruggetrek het nie. Die einde van die video dis skrikwekkend om te sien hoe hy hierdie ou sy kinders gryp en net hardloop. Die punt hier is niemand het geweet wat kom nie. Hulle was nie gewaarsku nie. Inteendeel, hierdie tsunami is tot vandag toe geag as een van die wêreld se grootste natuurrampe. Want mense het nie geweet nie. Ons het reeds gesê vanoggend dat ons as hemelse burgers, ons is gewaarsku. En ons gaan in ons teks in vers 18, as jy gou daarna sal kyk, ons gaan hier 'n massiewe waarskuwing lees. Vers 18 vertel ons waar ons van gewaarsku is. Hier is die massiewe waarskuwing. Vers 18. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and the unrighteousness of men. Hierdie is soos 'n tsunami wat kom vir die wêreld. The wrath of God kom.
Dis eintlik erger as bloot net 'n tsunami. Verbeel jou die son tref die aarde. Verbeel self iets erger as dit. Die toren, the wrath, die toren van God. Sy vaste en regverdige woede kom vir die mensdom. Sy woede is gefokus op alle ongeregtigheid en goddeloosheid van die mens. Alle is die woord. Elke sonde, elke misdaad, elke ongeregtigheid van die mens. Nie een word gemis nie, nie een word vergeet nie. Hy kom. As ons mooi kyk na presies wat Paulus se woorde sê, sê hy God se toren, it is being revealed, is die taal. Dit is besig om nou al reeds te gebeur. Dit kom, ja, maar ons sien nou al tekens van God se oordeel op die wêreld. Soos die waters wat teruggetrek het voor die verwoestende golf gekom het, is daar nou al tekens dat die waters teruggetrek is en dat 'n groter golf kom. Die twee vrae wat hierdie teks vra en beantwoord is: hoekom is God se toren oor die wêreld? Hoekom sy oordeel? Wat het ons gedoen? En die tweede vraag is: waar is die tekens dat dit reeds nou al 'n realiteit is? Wat sien ons? Wat ons wys dat die waters teruggetrek is en dan kom 'n golf. Kom ons kyk na die eerste vraag. Hoekom is God se toren oor die mensdom? Daar is 'n frase in die stuk wat homself verskillende details verander, maar eintlik herhaal Paulus homself oor en oor. En hy beantwoord hierdie vraag: hoekom is God se toren oor die mensdom? Kyk, die einde van vers 18. Ek het dit ook opgesit vir ons op die bord. Men by their unrighteousness suppress the truth. Daar's die eerste rede. Maar hy sê dit eintlik weer in vers 21. Although they knew God, they did not honor him as God or give thanks to him. Vers 23, weer eens, ander taal, maar hy sê dieselfde ding. They exchanged the glory of the immortal God for images resembling mortal man, birds and animals and creeping things. Vers 25, they exchanged the truth about God for a lie and worshipped and served the creature rather than the Creator. Hier is Paulus se antwoord oor hoekom die toren van God kom. Paulus sê oor en oor, ons onderdruk die waarheid van God en ons vervang hom. Hy begin deur te sê in vers 19, niemand het eintlik 'n verskoning voor God nie. Die skepping getuig dat daar 'n ewige God is van oneindige mag. Ons weet almal, sê Paulus, diep in ons harte, ongeag wat ons vir onsself sê, dat daar 'n Skepper is. Van wie ons totaal en al afhanklik is en teenoor wie ons volkome aanspreeklik is. Die natuur, die hemelruim wat oneindig is, berge wat bo ons hang, die hoeveelheid goed net in ons leeftyd wat ons ervaar, vrees wat ons weet, dit is buite ons beheer, dit is die mens se bestaan op aarde, alles is buite my beheer, ek kan nou hier doodval, alles is buite my beheer, al hierdie tekens in die natuur wys vir ons hoe klein ons is, en dat ons eintlik afhanklik is van 'n Skepper. 'n Almagtige Skepper. Maar hoekom beleef ons dit nie? Hoekom wil ons stry teen daai gedagte? Hoekom? Want hy sê, die sielsiekte van die mens is dat ons daai waarheid onderdruk. Ons onderdruk die waarheid van God. Dis hoekom elke mens, maak nie saak wie hy of sy is nie, elke mens worstel met 'n diep insecurity. 'n diep gevoel van onveiligheid, 'n onderliggende angs en 'n innerlike leemte. Dit is wêreldwyd die mens se ervaring op aarde. Wat doen die mens met hierdie gevoel? Paulus se verdere punt. Hy sê, die universele reaksie teen ons Skepper is nie net om hom te onderdruk en te ontken nie, maar dis om iets anders in sy plek te sit.
Ons verruil God se eer, die eer wat aan hom toegeken moet word. Ons verruil daai eer en ons gee daai eer vir sy skepping. In vers 22 noem hy hierdie verruiling, hy noem dit dwaasheid, foolishness. Claiming to be wise, they became fools. Het is moeilik om te illustreer hoe foolish hierdie uitverruiling is, maar kom ek probeer. Verbeel jou, iemand kyk na 'n kar. En hulle sê, vasberade oortuig, die engine, so amazing is die engine. Die engine moes die res van die kar gemaak het. Ja, maar hierdie engine is so ingewikkeld, so mooi, so beïndrukwekkend. Duidelik is die engine die sentrale punt van die kar. Die engine moes die res van die kar gemaak het. Ja, die engine is belangrik. Ja, die engine is ingewikkeld en beïndrukwekkend. Maar hy het nie die res van die kar gebou nie. Hy is deel van die kar. Dit sal belaglik wees om so iets te sê. Dis Paulus se punt. It's foolishness. Agter die engine en agter die res van die kar is daar 'n veel belangriker en veel slimmer skepper. Nou weer eens, my illustrasie skiet kort. Maar hoor, al is die engine 'n beïndrukwekkende deel van die kar. Al is daar in die skepping beïndrukwekkende goed, mooi goed, goeie goed, groot goed. Goed wat 'n goeie en daadwerklike effek op ons lewens het. Om te lewe vir daai goed. Om daai goed die punt van ons lewens te maak. Om te sê, byvoorbeeld, ek wil lewe vir geld en alles wat daarmee kom. Dit is om God se eer te gee vir dit wat hy geskep het. Dis is om te sê, money makes the world go round. Geld is alles. Terwyl agter dit, agter geld, agter hierdie goeders wat ons in God se plek sit, daar eintlik 'n oneindige wyse almagtige Skepper staan wat geen erkenning kry by ons nie. They exchanged the truth about God for a lie and worshipped and served creature rather than creator. Sonde, ligpunt, is nie 'n ou verkeerde besluitjie wat ons elke nou en dan maak nie. Sonde is nie 'n klein ding nie. Selfs die kleinste sonde is 'n massiewe sielsiekte. Dis 'n teken van 'n dieper afgoderry wat plaasvind in elke liewe een van ons harte. Die essensie van sonde, die essensie van ons sondige natuur is afgoderry. Die lot van elke ongelowige, sy natuurlike neiging is om te vlug weg van God af. Die eerste sonde in die tuin van Eden is daar was die reaksie om weg te vlug. En daai begeerte om net te wil wegkom van God af, daai is nou in elke liewe een van ons harte. Maar tog al vlug ons weg, dis Paulus se punt, ons moet steeds iets aanbid. Ons moet. Hoekom moet ons nog steeds iets aanbid? Al weier ons om die ware God te aanbid, ons bly geskape om te moet aanbid. Dis wie ons is aanbidders by design. Ons is ontwerp om te bid. Die een waarvoor ons gemaak was, die een vir wie ons moet aanbid, ons suppress, ons onderdruk alle tekens en alle waarheid van hom, maar ons bly aanbidders. Ons bly professionele aanbidders. Ons moet iets in God se plek sit. Dis hoekom die mens al vir alle eeue oor die geskiedenis van die mens, het ons al alles aanbid wat moontlik kon aanbid geword het in die skepping. Ons het al alles aanbid, alles van diere tot geld, van kos tot verhoudings, van emosies tot fisiese sensasies, van konings tot die son, die wind en die maan. Ons het al alles in God se plek probeer sit, om die leemte, die insecurity, die onveiligheid te probeer volmaak wat ons almal beleef.
John Calvin, 'n bekende hervormer, hy is bekend deur hierdie gesegde. Mense gebruik dit tot vandag toe, al het hy hierdie in die 16de eeu geskryf. Hy sê, man's nature, so to speak, is to be a perpetual factory of idols. Hoekom is God se toorn oor die mensdom? Dis die vraag wat ons gevra het. Want die mens is so teen God. Ons is so desperaat vir sy dood, dat ons liewers dit wat hy geskep het sal aanbid as vir hom. As dit te sterk gestel is, of as julle my nog steeds nie glo nie, hierdie hart van sonde en haat teenoor God was bewys die dag toe die mens Jesus gekruisig het. Dit was 'n bewys. Die haat van die mens word kragtig gedramatiseer. Toe dieselfde skare wat agter Jesus aangeloop het en gesing het haleluja, haleluja, toe hulle later uitroep, Barabbas. Barabbas, Barabbas, gee vir ons Barabbas. Weereens 'n tragiese uitverhuiling. Jesus wat gekom het in liefde, hy wat genees het, hy wat bevry het, hy wat gekom het om die waarheid te praat. Hy wat onskuldig was, hier om ons te red. Nee, gee vir ons die skelm. Gee vir ons Barabbas. Kruisig die seun van God. R.C. Sproul noem hierdie cosmic treason, kosmiese hoogverraad. Ons as die mens, ons het die een perfekte goeie wese, die almagtige God wat elke asem vanoggend moontlik maak. Ons wil hom van sy troon afskop en ons wil op daai troon gaan sit. Hoekom is God se toorn oor die mensdom? Johannes 3 vers 19 sê Jesus die volgende. Hy sê, and this is the judgment. Hier is die woorde. This is the judgment. Hierdie is die oordeel. Ek het dit opgesit as julle my wil volg. This is the judgment. Johannes 3 vers 19. The light has come into the world and people loved the darkness rather than the light because their works were evil. Dis die oordeel. Dis hoekom God se toorn oor die wêreld hang. Dit bring ons na ons tweede punt toe. Daar kom oordeel, onthou vers 18, for the wrath of God is being revealed. Dit kom, maar ons reeds nou al tekens daarvan. Ons reeds nou al tekens dat God die wêreld oordeel. Die vraag is, waar sien ons dit? Paulus herhaal homself weer 3 keer. Ek gaan net vir ons die 2 verse lees. Kyk saam met my, vers 25 en 26 beantwoord hy die vraag. Hy wys vir ons waar God se oordeel nou al reeds in die wêreld is. Hy sê, vers 25, because they exchanged the truth about God for a lie and worshipped and served creature rather than creator, because for this reason God gave them up to dishonorable passions. Vers 28 en 29, and since they did not see fit to acknowledge God, dis waaroor ons nou net gepraat het in die eerste punt. God gave them up to a debased mind to do what ought not to be done. And they were filled with all manner of unrighteousness. Sien julle dat in hierdie verse die harte wat God uitverruil, die uitverruiling van God, om God uit sy regte plek uit te haal, is wat lei tot 'n hele reeks sondes toe. All manner of unrighteousness. Afgoderry, om die ontwerp, God in sy regte plek, ek in my regte plek, om daai te wil omgooi, dit is waar alles begin verkeerd gaan om ons. Dit is die oorsprong van sonde. Dit is wat sin maak van die algemene gebrokenheid waarmee ons so bekend is, binne in onsself en in die nuusberigte. Maar sien julle ook dat die oordeel van God reeds ervaar word in daai woorde. God gave them up.
He gave them up. Dit word 3 keer herhaal. God se oordeel word vandag gesien in die eenvoudige, laat hulle oor tot hulle begeertes. Geef hulle wat hulle wil hê. Hy gaan eendag kom oordeel, hy gaan. Daar kom 'n golf. Maar die straf van vandag is eintlik 'n straf wat ons oor onsself bring. Wanneer sonde steel, vernietig en doodmaak. Wanneer ons afgode dien wat soveel beloof en dinge in God se plek sit. Hulle beloof vryheid, vreugde, geluk, maar hulle betaal uit in kettinge en leemtes en hartsere en allerlei probleme. Omdat ons hulle moet hê, word ons beheer deur hulle meer as wat ons besef. Ons moet daai goed hê. Ons kan nie laat gaan van daai goed nie. Ons kan nie 'n wêreld indink sonder daai ding wat ek moet hê nie. Al beleef ons in hierdie goed vlugtige plesiere, nietemin is God se oordeel die feit dat ons eintlik besig is om ons eie grafte te grawe. Hierdie verse help ons om sin te maak van die morsige wêreld waarin ons lewe. God is reeds besig om die mens te oordeel deur hulle oor te laat tot hulle begeertes. Deur hulle oor te laat tot die implikasies van daai begeertes. Julle soek dit, dis wat dit beteken. Vat. Vers 26 en 27 maak 'n baie kragtige voorbeeld hiervan. Women exchanged natural relations for those that are contrary to nature. Men committing shameless acts with men. Asseblief sien hier raak dat homoseksuele verhoudings duidelik sondig is. Baie mense meer en meer probeer hierdie teks verdraai om sekere same-sex verhoudings te verdedig. Hulle sal sê, die Bybel is verkeerd. Die tye het verander, moenie luister na daai antieke dokument nie, dit was anders daai tyd as nou. Hierdie verwys, sal mense sê, hierdie verwys slegs na promiskue homoseksuele seks. Nie langtermynverhoudings wat committed is nie. Nee, daar's iets anders, dis anders. Ek kan eintlik aangaan, daar's baie mense wat hierdie teks probeer verdraai. Maar ons kan nie ingee op die druk wat die kultuur op ons plaas nie. Die woord van God is duidelik. Daar's nie 'n debat nie. They exchanged natural relations. Hulle gaan teen die ontwerp van God. God sê dit moet so wees. Hulle sê ons wil hê dit moet anders lyk. In hierdie beginsel, they exchange relations contrary to nature, teen die ontwerp. Dit geld vir die hele LGBTQ beweging en alles wat daarmee saamgaan. Dit is alles tekens van die mens wat opskop en rebelleer deur God se ontwerp van dinge. Ek wil nie 'n man wees nie, ek wil 'n vrou wees en alles wat daarmee gaan. En God sê, ek gee maar oor. Dis wat julle soek, ek gee julle oor. En so vind daar 'n selfvernietiging plaas. Maar dit gesê, hier is belangrik, dit gesê, voor ons die fout maak wat Christene al vir eeue maak. Voor ons die fout maak om een sonde boor die ander te sit, kan ons net asseblief sien dat Paulus hierdie sonde eintlik deel maak van 'n lysie sondes. In vers 24 praat hy van die algemene lusts of the heart. Sien julle in vers 24? Dit verwys nie na homoseksuele verhoudings of so nie. Dit verwys na alle forme van seksuele immoraliteit. Dit is daai lusts of the heart. Pornografie, alles van daar af tot enige seks voor die huwelik. Dit is ook sonde. Dit is ook ons wat besluit contrary to nature. Ek wil nie God se manier volg nie, ek wil my eie manier volg. Ek wil doen wat ek wil doen. Maar dis ook nie al sonde wat gelys word nie. Hy gaan aan van vers 28 af. En ek noem net 'n paar. Ek gaan nie eens almal noem nie. Daar's 'n hele lys sondes. Envy, gossip, deceit,
ongehoorsaam teenoor jou ouers, boastful trots. Al hierdie goeders is sonde. Paulus probeer ons almal insluit en probeer sê, ons almal is skuldig. Elke sonde, maak nie saak hoe klein of hoe groot dit is in jou oë nie, hulle elke een is ewe erg voor 'n heilige God. En hulle almal, elke sonde is 'n teken dat ons iets anders aanbid in God se plek. En so asseblief, dis goed dat ons die waarheid van God se woord ophou en nie ingee op die kultuur se druk op ons nie. Dis goed, dis reg. Maar mag ons nie te vinnig die vinger wys nie. Kom ons maak seker, ons haal die balk uit ons eie oë uit. Kom ons maak seker, ons onthou Paulus se woorde aan die einde van Romeine 3, we all fall short of the glory of God. Dis die punt. Mag ons almal nederig staan onder hierdie universele beskrywing van sonde. Hierdie is die tekens van God se oordeel wat reeds staan oor die wêreld. Ligpunt, oordeel kom. En ons sien dit in die morsige gebroke wêreld waar ons leef. Ons sien 'n wêreld wat liewer raak vir sonde en meer haat vir God opbou in hulle. Ons sien 'n wêreld wat moeiliker raak. Hierdie is die tekens dat die golf teruggetrek het en daar kom 'n groot een van oordeel. Die vraag wat ek so aan die einde by wil uitkom, die laaste vraag is, wat maak ons met hierdie? Wat maak ons met hierdie realiteit wat Paulus vir ons neersit? Ek wil gou vir 'n oomblik alles probeer saamvat deur met 3 groepe te praat. Ek wil eers praat met gelowiges, dan wil ek praat met ongelowiges en dan wil ek praat met ons as kerk. Eers vir die gelowige. Gelowige, vanoggend se teks asseblief is nie 'n daar is hulle sondaars die wêreld en hier is ons is gered. Steek jou neus op en kyk neer op die mense om jou nie. Dit is nie Paulus se doel hier nie. Dit help ons, dit is reg gelowige, dit help ons om te verstaan hoekom die wêreld lyk soos wat dit lyk. Dit help ons om te verstaan hoekom ons sulke verskriklike nuusberigte ontvang. En hoekom soveel belaglike goed as die norm geag word vandag. Dit help ons. Maar dit mag ons nie, dit kan nie ons hoogmoedig maak nie. In plaas daarvan dat ons neuse opsteek teen die sondes van die LGBTQ gemeenskap, kom ons onthou dat in hierdie tydperk van genade voor die golf kom ons onthou, God se woord is duidelik, hy begeer hulle redding. Hy begeer dat elke liewe persoon bekeer van hulle sonde en draai na hom toe en hom weer in sy regte plek ag as God oor die heelal. Hy begeer hulle redding. Ons harte moet breek soos wat ons die selfvernietiging sien wat plaasvind in die LGBTQ community, onder die kinders, onder tieners wat hulle liggame wil verander. Ons harte moet breek. Maak nie saak en maak nie saak hoe gebroken dit lyk of hoe ver daai mense voel asof hulle van God af is nie. Ons moet sien hierso, gelowige, niemand is so ver of so oorgelaat dat hulle nie nog steeds gered kan word nie. Niemand is buite die bereik van God se redding nie. Romeine 1 vers 16 in ons teks, die heel eerste vers sê: For I am not ashamed of the gospel. Hoekom? For it is the power of God. It is the power of God for salvation to everyone who believes. Die evangelie is kragtig om enige iemand te red. Maak nie saak wie hulle is, wat hulle gedoen het of hoe ver hulle dalk geval het nie. Niemand in jou lewe wat nie Jesus ken mag afgeskryf word nie. Niemand nie. Inteendeel, net die evangelie kan hulle red. Net die evangelie is kragtig. The power of God's salvation. Maar meer spesifiek gelowige, ek wil net nog 'n trekkie verder gaan. Gelowige. Vir ons is vanoggend 'n herinnering van die harte wat ons steeds in ons dra.
Vandag is soveel 'n prentjie van die harte van die wêreld soos wat dit 'n prentjie is van ons harte. Van ons voet wat nog steeds hier op aarde is. Dis hoekom ons nederig moet bly. Ja, ons is gered. Ja, ons is gered. Ja, God het ons oë oopgemaak. Ja, ons probeer hom volg en ons kry dit nie altyd reg nie. Maar ons sit nog steeds met een voet op aarde en sonde vroeg nog steeds in ons. Die krag van sonde is steeds binne ons en dit probeer ons nog steeds kry om God uit te verruil vir die afgode van ons dag. Ek praat uit ervaring uit dat alhoewel ek probeer met alles in my om God lief te hê, hoe langer ek 'n gelowige word, hoe meer sien ek dat ek nog steeds God uitruil vir afgode. En dit lei na sondes toe. Baie keer moet ons meer bekommerd wees oor die afgod agter die sonde as die sonde self. Die punt is, ons moet eerlik wees vanoggend. Ons moet nog steeds bereid wees om te soek vir die plekke in ons lewens waar ons nie teen volle God koning gemaak het nie. Die plekke waar ons nog steeds vertroue in die wêreld plaas. Ons moet eerlik wees daaroor. Ons moet dit bely. Ons moet bekeer en ons moet wegdraai van daai goeders, daai skepsels en ons moet die Here vertrou om daai gapings vol te maak in ons lewe, want hy kan op die rykste moontlike maniere van vreugde en geduld en vrede en bevryding kan God daai gapings vol maak in ons harte en in ons lewens, maak nie saak wat dit is nie. Maar ons moet bid. Ons moet so bid dat die Here ons oë sal oopmaak. Veral vir die afgode in ons lewens, want afgode kan goeie goed wees. Afgode kan goeie goed wees. Eintlik is die gevaarlikste afgode die subtiele afgode, die aanvaarbare afgode. Ons moet bid dat die Here ons wys waar ons afgode is, want ons is so blind. Ons is so blind, ons is so beskermend, ons is selfs baie keer aanvallend teenoor enige iemand wat ons afgod wil dreig. Ons arme mans en vrouens, ons arme, jou vrou sien, jou man sien. As hulle net daaraan krap, dan is jy op hulle keel. Moenie raak aan my afgod nie. God se genade aan jou is jou man of vrou. Want hulle lewe so naby aan jou, jy kan dit nie wegsteek nie. Dalk kan jy vir 'n rukkie, maar nie vir ewig nie. Ons harte is soos Calvin gesê het, idol factories. Die rede hoekom ons moet bid, ons is so blind, die kans is groot, jy het 'n afgod, jy sien hom net nie. Of het hom baie goed weggesteek. Dit is vir die gelowige, vir die ongelowige. As jy vanoggend hier sit, en jy weet diep binne jou, jy het nog nie Jesus se redding ervaar nie. Jy volg hom nie regtig nie, jy lewe nie regtig die lewe nie, jy gaan dalk deur die emotions, maar jy is nie 'n Christen nie, jy is nie gered nie. Kan ek vir 'n oomblik met jou praat? Is jy nie moeg nie? Is jy nie al genoeg teleurgestel deur die leë beloftes van hierdie wêreld nie? Hoeveel keer nog gaan jy daai gaping probeer volmaak wat behoort aan God en aan hom alleen? Vir hoe lank nog gaan jy toelaat dat sonde jou stadig maar seker vernietig en die verhoudings om jou? Kan ek jou uitnooi met al die liefde van God en Jesus om vanoggend nie te kyk na wat die wêreld vir jou kan gee nie, maar om te kyk na jou Skepper. Daai Jesus wat ons doodgemaak het, hy het weer opgestaan. Uit die dood, hy het opgestaan. En ons verstaan nou, sy dood was eintlik die dood wat ons verdien het. Dieselfde toren wat nou oor die wêreld hang, die straf wat die mens verdien weens ons cosmic treason. Jesus het gekom om plekke te ruil met ons. Ek verstaan, ek was daar, ek weet, ons harte wil wegvlug. Jou hart wil wegvlug, jy wil niks hoor wat ek sê vanoggend nie, dis moeilik om te hoor.
Ons harte wil niks te doen hê met God nie. Ons almal hier, soos jy, het God uitverruil vir aardse dinge en ons voel die las van sonde en ons voel die skaamte en seer en ons voel vuil en ons voel nie goed genoeg nie. En God se reaksie op dit, al verdien ons dit nie, is om te sê, hier is my seun. Jy het my uitgeruil, ek gaan ook met jou plekke uitruil. Maar vir jou redding. Vir jou redding, nie vir jou dood nie, vir jou redding. Hy het sy seun gestuur om elke sonde, elke seer, elke skaamte weg te was, om vir jou 'n nuwe lewe te gee, 'n nuwe blaadjie. Die woord sê hy wil jou 'n nuwe skepsel maak. Hy wil oorbegin met jou. Hy reik uit toe na jou vanoggend. En ek wens ek kon dit meer verduidelik, maar al wat ek nog verder sal bysê is, dis moeilik om te verduidelik, dat wanneer jy Jesus se redding ervaar, wanneer jy oorgee en laat gaan, dan verander dit alles. Miljoene Christene reg oor die wêreld getuig, die leemte is vol, die vrees is weg, en my sonde is oorkom. Miljoene Christene wêreldwyd getuig, God is naby aan my. God is naby. Hy is nie meer God nie, hy is Vader. Dis Vadersdag, hy is Vader. Dalk het jy nooit 'n pa gehad nie. Dalk weet jy nie hoe dit moet voel om geliefd te word deur 'n almagtige, kragtige Vader wat jou wil veilig hou nie. Hier is God se uitnodiging. Hy sê ek word jou Vader. Gee my 'n kans. En miljoene Christene wêreldwyd getuig, na hulle redding, al val die wêreld in mekaar en om my, ek voel dalk vir die eerste keer veilig. Maak nie saak wat met my gebeur nie, ek's okay. Dit is die getuienis van Christene en dit is God se uitnodiging na jou toe vanoggend, wie ook al jy mag wees. Laastens wil ek praat met ons as kerk. Ek sluit hier af. Ons as kerk is gewaarsku. Dit is waaroor vanoggend gegaan het. Ons is gewaarsku. Romeine 1 waarsku ons. Dit gee vir ons soveel insig. Dit sê vir ons, hier is die wêreld waarin jy lewe. Verstaan die wêreld waarin jy lewe. Sien jy hoekom alles skeefloop? Want ons het God uitverhuil. Hy is nie in sy regte plek nie. Sien jy gedeeltelik dat God se oordeel nou alreeds oor die wêreld hang en dat daar nog 'n finale oordeel kom? Dit is Romeine 1, hy waarsku ons nou. Ligpunt, as kerk wil ek net duidelik maak, hierdie is 'n massiewe voorreg. Hierdie is 'n massiewe voorreg. En nie net voorreg nie, dit los ons met 'n massiewe verantwoordelikheid. Nie net verstaan ons wat fout is met die wêreld nie, maar ons weet wat die oplossing is. Romeine hoofstuk 1 vers 16, die heel eerste vers. I am not ashamed of the gospel. For it is the power of God for salvation to everyone who believes. Nie net spring ons die oordeel van God vry omdat Jesus in ons plek staan nie, maar ons kan en moet soveel mense waarsku as wat ons kan oor die golf wat kom. Ons harte moet beweeg na die gebrokenheid van die wêreld toe. Ons moet beweeg na die LGBTQ gemeenskap toe. Want die genade wat hulle nodig het, is die genade wat ons ontvang het. En almal moet hoor daarvan. Almal. Niemand word uitgesluit nie. God se genade is nie buite enige iemand se bereik nie. Die punt is vir ons as kerk, in Romeine 1, ons is gewaarsku. Weet jy wat doen Romeine 1? Romeine 1 gee vir ons 'n klipharde reality check. Dit sê vir ons, onthou julle die tsunami? Dit sê vir ons is op die strand. Dis wat Romeine 1, reality check. Ons almal is op die strand. Maar ons is nie hier om vakansie te hou nie. Ons is nie hier om te sit en cocktails te drink nie. Al doen almal om ons dit. Dis nie hoekom ons hier is nie. Ons is op die strand. En ons alleen weet, daar kom 'n golf. En ons bure, ons familie, ons vriende, hulle is so blind.
Hulle hardloop na die golf toe, nie weg van hom af nie. Hulle speel in die water, hulle drink hulle cocktails en probeer die hemel op aarde maak. En hulle weet nie wat kom nie. Hulle weet nie, daar kom 'n vernietigende tsunami wat die oordeel van God is nie, hulle weet nie. Ons het 'n verantwoordelikheid met die evangelie in hand om soveel mense te red as wat ons moontlik kan. Ons kan nie stil bly nie. Hoe kan ons stil bly? Ons kan nie stil bly nie. Aan die einde van naby aan die einde van Romeine, eintlik in hoofstuk 10, sê Paulus, how will they hear if we do not go and preach? Ons mag nie skaam wees vir die evangelie. Weer, I am not ashamed of the gospel. Ons kan nie skaam wees nie. The stakes are too high. Die stakes are too high. Hierdie is God se woord vir ons vanoggend. Kom ons bid saam. Almagtige God, ons bring ons sonde na U toe, ons voel, ons skiet almal so kort. Ons skiet almal so kort, Vader. Ons bring ons sonde na U toe, ons vra kom en wys ons weer U almagtige genade in Jesus en vergewe ons net weer. Vergewe ons vir die feit dat ons vakansie hou, terwyl daar 'n wêreld om ons is, wat nie weet van die golf van oordeel nie. Dankie, Vader, dat U ons nie hanteer soos wat ons verdien nie, maar dat U selfs nou daai golf terughou, sodat soveel mense as moontlik gered kan word. Dankie, Here. Vader, vir ons wat gebroken voel, wat seer voel, wat siek voel, vir ons wat ons sonde voel. Vader, bring ons tot op ons knieë. Wys ons afgode en kom neem weer U regte plek in ons harte. En daar waar ons sukkel, wys vir ons U seun Jesus. Sy bloed, sy liggaam gebroken vir ons. Hy het alles gedoen vir ons redding. Vader, tel ons op in sy liefde. Ons bid die dinge in Jesus naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.